Baie welkom by Gemeente Sonder Grense. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Ons is besig met 'n reeks uit die boek Efesiërs. Vandag begin ons by hoofstuk 4. Die tema van ons reeks is immuniteit. Donderdag sê ek daar in die kombuis, vandag is ek sommer nostalgies. Ek dink terug aan my kinderdae. Ek onthou nog daai dag toe ek my eerste treetjie gegee het. My dogtertjie se reaksie was, "Wat? Hoe is dit even possible? Hoe kan pappa dit onthou?" En toe, baie skerp, was pappa 5 toe pa begin loop het. En daar vang my eie grappie my. Maar ek het gewonder hoe dit moet voel as 'n mens jou eerste tree gee. Maar ek weet nie, want ek kan dit nie onthou nie. Die naaste wat ek aan 'n moontlike ervaring van so 'n belewenis kon kom, was toe ek teruggedink het aan die eerste keer wat ek self kon fietsry. Ek praat nou nie van 'n 3-wiel nie. My eerste regte groot fiets. Daai fiets was 'n chopper gewees, met daai lang saal wat soos 'n motorfiets ingelyk het, en met die dik agterwiel, en daai klein voorwielietjie voor. My pa het my leer fietsry. En dit is mos nou vandag Vadersdag. As hy vandag nog gelewe het, sou ek so op Vadersdag vir hom dankie gesê het. Hy het agter vasgehou terwyl ek moes trap en spoed opbou. En dan het hy my geleidelik gelos, totdat ek self kon bo bly. Ek weet nie of jy dit ook so beleef het nie, maar dit was seker een van die beste gevoelens wat ek as kind gehad het. Daai vryheid, daai accomplishment wat jy beleef. Ek kon self ry. Kyk, van daai dag af, wou ek alles met of op my fiets doen. Ek en my fiets, ons was so gewees. En ek dink dit is hoe dit moet wees om vir die eerste keer te begin loop. As ons net meer verstand gehad het om dit te kon geniet en te onthou, ek dink dis pure ekstase. Toe ek die eerste keer begin loop het as kind van die Here, het ek dieselfde ekstase beleef. Om saam met Jesus te loop was die beste ding ooit. Oral waar jy gaan, wil jy net heeltyd saam met Jesus wees. Het jy dit ook so beleef? Was daar al 'n tyd in jou lewe waar jy so naby aan Jesus was, dat jy net nooit weer uit sy teenwoordigheid wou weggaan nie? Jy het gewens, daai belewenis saam met hom wil nooit ophou nie. Die begeleiding wat jy ervaar het, wow, hy's by my, hy praat met my. Ek weet wat hy wil hê, en ek ervaar sy kragtige teenwoordigheid. Daardie dag, toe jy tot bekering gekom het. Daardie oomblik, toe sy gees so kragtig in jou gewerk het en jy geweet het, hy is hier. Toe jy van daardie kamp afkom en jy nie kon ophou om oor hom te praat nie. Daardie wonderwerk wat hy in jou lewe gedoen het. En toe wil jy net meer en meer van hom hê. Onthou jy dit? Onthou jy hoe jy gevoel het aan die begin, toe jy nog 'n jong gelowige was? Die opgewondenheid en die ywer waarmee jy vir hom wou werk. Hoe jy al die verkeerde en lelike dinge in jou lewe weggegooi, gebreek en selfs verbrand het. Daardie eerste persoon vir wie jy kon oortuig om ook 'n kind van Jesus te word. Onthou jy die gevoel wat jy ervaar het? So het ons leer loop, en so het ons gewoond geraak daaraan om te loop. So het loop deel van ons lewens geword, sodat ons dikwels nie eens meer konsentreer om te loop nie. Natuurlik totdat ons val. As 'n mens val, dan beleef jy dat jy versigtiger moet loop. Dis dieselfde met fietsry. Ek het soms hard geval, maar uiteindelik, genadiglik, weer opgeklim en stadig maar seker weer begin spoed optel, maar versigtiger en meer bewustelik. Hoe stap jy in jou geestelike lewe? Soos 'n babietjie wat pas sy eerste treetjie gegee het, wankelrig?
sonder om te dink soos 'n kleuter wat onverskillig, vol spoed oor die pad hardloop, of versigtig, maar doelgerig en kragtig soos 'n volwasse man, of dalk soos 'n bejaarde, wat dink hy kan nog doen wat hy in sy jong dae gedoen het, en die volgende oomblik lê jy met 'n gebreekte heup. Hoe stap jy op hierdie oomblik jou lewe saam met Jesus? En hoe behoort jy te stap? Kom ons lees wat staan daar in hoofstuk 4 vers 1. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef, dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Ek het gelees uit die 2020 vertaling. En daar begin ons met die woord daarom. Hierdie daarom verbind die eerste 3 hoofstukke met die laaste 3 hoofstukke. En dit beklemtoon vir ons dat die lewe direk afhanklik is van ons leer. Want jy sal onthou, ons het gesê die eerste gedeelte, eerste 3 hoofstukke is leerstellig. En die tweede stel hoofstukke, die van 3 tot 6, gaan oor ons praktiese lewe. Hierdie 2 is gekoppel aan mekaar, omdat ons sekere dinge ervaar het, in Christus is, deel van sy liggaam, van sy gebou, die kerk, daarom. Omdat hy magtig is om meer en groter dinge te doen as wat ons kan bid of dink, daarom, leef dan so. Hy spoor ons aan om dit te doen, sê die teks. Die Engelse vertaling is implore. En dit kom van die Latyns, wat beteken om met trane te smeek. Dit beklemtoon hoe belangrik die volgende woorde of opdragte dan is. Daar's 41 imperatiewe opdragte in Efesiërs. En slegs een van hulle kom in die eerste 3 hoofstukke voor. Die ander 40 kom almal voor in die laaste 3 hoofstukke. Die eerste 3 hoofstukke is die indikatief. En die laaste 3 hoofstukke is die imperatief. Die eerste 3 is die omdat, dit is hoe dit is. En die laaste 3 is daarom, dan die moet jy gedeelte. Maar nou gaan Paulus en hy sê vir 'n tweede keer dat hy 'n gevangene is. Waarom doen hy dit? Omdat hy simpatie soek? Nee. Maar hy beklemtoon wat elke gelowige moet verwag as jy Christus verkondig. Hy is nie net 'n gevangene vir Christus nie, maar ook 'n gevangene van Christus. Christus het hom beet gekry en hy kan nie van hom af ontsnap nie. En daarom sal hy ook vir hom 'n gevangene wil wees. Ons moet daarom ook die koste bereken, omdat ons moet verwag dat ons dalk ook in die tronk gegooi kan word. Voordat ons Christus aanvaar, moet ons die koste bereken. Is jy bereid om ook vir hom te ly? En dan sê hy, ons moet vir hom leef. Nou die woord leef is letterlik om te loop, of te stap. In mooi Afrikaans, te wandel. To walk with God beteken om saam met hom te stap. Nou om te stap beteken om 2 dinge te doen. Jy sien, om 1 tree te gee, is nie om te stap nie. Maar wanneer ek 'n tweede tree gee, dan het ek gestap. En al wat ek dan moet doen is om dit weer te doen. Net 2 dinge wat ek heeltyd herhaal. En wat is hierdie 2 dinge? Die eerste tree is die aflê van die ou mens. En die tweede tree is die aantrek van die nuwe mens. En dan herhaal jy dit. Weer en weer. En oor en oor. En dit is hoe ons stap. Saam met Jesus stap. Maar ons moet op 'n sekere manier stap. Ons moet wandel volgens ons roeping. Wat is hierdie roeping? Wat behels die roeping? Nou daar's 2 betekenisse van roeping. Ons kan onderskei tussen die algemene roeping en die effektiewe roeping van God. Hy roep alle mense om hom te volg. Maar hy roep sekere mense met 'n onweerstaanbare roeping, waar hy hulle ontvanklik maak vir sy stem en hulle harte so verander, dat hulle daardie roeping nie kan weerstaan nie. Dis die roeping waarmee alle ware kinders van God geroep is. Ja, jy kan kies om te reageer
op sy roeping. Maar omdat jy vasgevang is in jou sondige natuur, sal jy altyd teen God kies. Wanneer hy die wedergeboorte in jou werk, dan kan jy nie teen hom kies nie. Dan het hy jou oë oopgemaak. In Engels is hierdie wedergeboorte regeneration. Dan kan jy nie anderster nie, want jou oë is oopgemaak. Jy sien die waarheid. Jy weet wat dit is. En daarom glo jy dit. En daarom aanvaar jy dit. En daarom reageer jy in geloof. Maar hoe waardig is hierdie roeping? Ons het 'n verduideliking daarvan gekry in die eerste 3 hoofstukke. En nou moet ek daarvolgens wandel. Daar moet 'n balans wees tussen my leer en my lewe. Die een moet nie swaarder weeg as die ander nie. Hoe lyk iemand wat waardig wandel? Waardig stap? Is dit neus in die lug met jou oë op jouself? Kyk, as daar een ding is wat ek vir jou kan waarborg, is dat iemand wat so stap, beslis gaan val. Hou maar dop. Dis nie lank nie. Dan kom hoogmoed tot 'n val. Jy ken die spreekwoord. As ek moet dink aan 'n waardige stap, dan dink ek terug aan my dae in die weermag. Mense, ons kon marseer. En die styl, die bewegings, die bevele, almal het dit geken. En het dit gedoen, saam gedoen. Ons was trots om so mooi te kon saam stap. Ek dink, dis hoe Christene behoort te stap. Waardig, soos 'n soldaat, saam, ingelid. 'n Soldaat wat elke bevel ken, wat saam luister na elke bevel wat gegee word, en wat bereid is om in eenheid saam met ander te stap. Al die wonderlike dinge wat ons geleer het in die eerste 3 hoofstukke, moet nou tot uitvoering gebring word. Dit vorm ons hele lewe, die manier waarop ons leef. Dit moet nou uitgeleef word, presies soos wat ons dit geleer het, moet ons dit leef. Wat beteken dit prakties? Van volgende week af gaan ons leer wat die implikasies is van ons roeping. Ons gaan sien hoe lyk dit om te wandel volgens ons roeping. Maar as ons na die teologie kyk in die eerste 3 hoofstukke, sien ons die grootsheid van God raak. Ons sien waartoe hy ons geroep het en wat hy van ons maak. Dink 'n bietjie, wat het ons geleer? Ons het gesien dat God ons uitverkies het. Dat hy ons geloof gegee het. Dat hy ons ingeskakel het by sy liggaam. Dat hy vir ons lewende stene gemaak het wat deel vorm van sy tempel. En ons het gesien hoe hy ons begelei om hom saam as sy tempel te dien. En dit is wat ons nou moet gaan uitleef. Hierdie vernuwing wat plaasgevind het binne in ons. Hierdie verkiesing wat ons beleef het en die geloof wat in ons geplant is, moet ons nou gaan uitvoer. Vandag is die vraag, hoe gereed is jy om die implikasies van jou roeping te aanvaar? Sal jy vir hom marseer? Hoe gereed is jy om die gevolge van jou wandel met Christus te aanvaar? Sal jy vir hom in die tronk gaan sit en vir hom ly? Wanneer ons die imperatiewe gaan hoor, die bevele, sal jy bereid wees om in gehoorsaamheid te reageer? Sal jy bereid wees om elke bevel te gehoorsaam? Ons lewens is preke. Ons wandel is verkondiging. Die manier hoe ek stap, vertel vir almal van Jesus. Die manier hoe ek my lewe balanseer met my roeping, dit is my getuienis vir ander, binne en buite die gemeente. Sien jy hoe groot is ons verantwoordelikheid? En op ons leiers lê daar selfs 'n nog groter verantwoordelikheid om so te wandel dat ons waarlik 'n waardige getuie sal wees van Christus wat in ons woon en in ons werk. Leiers is getuies vir almal wat opkyk na hulle en vir almal wat hulle volg. En vandag het ons ook weer die voorreg om ons leiers te kom bevestig en hulle aan die Here op te dra.
Hier in Gemeente Sonder Grense gaan dit nie vir ons oor titels of oor spesifieke name vir spesifieke werke nie. Almal van ons is leiers in die kerk en al verskil ons verantwoordelikhede van mekaar, is daar ook baie oorvleueling. Maar almal van ons is dienaars. Dit gaan daarom vir ons eerder oor die kwalifikasie van elke leier. Nou, akademiese kwalifikasies is wel baie waardevol, maar die Bybelse en geestelike kwalifikasies is baie belangriker. Selfs ouderdom is nie die oorwegende faktor nie, want daar is manne en dames wat al ver gevorderd is in jare, maar wat baie minder kennis en wysheid het as jonger mense. Paulus het vir Timoteus bemoedig, omdat hy jonk was in jare. In 1 Timoteus 4 vanaf vers 11 lees ons, hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges, oud en jonk, 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Daar is al klaar 'n paar kwalifikasies waaraan 'n leier moet voldoen. In GSG, Gemeente Sonder Grense, hou ons dit eenvoudig, so eenvoudig as moontlik. Om te kan onderskei wie watter rolle vervul, praat ons van die bestuur en die bedieningsleiers. Die bestuur is verantwoordelik vir die neem van besluite rondom beleid en lering en die rigting waarin die gemeente beweeg, as ook vir die uitvoer van die meeste amptelike en daaglikse verantwoordelikhede. Om die uitvoering van hierdie werk te vergemaklik, onderskei ons wel tussen verskeie werksaamhede wat ons in groepe verdeel. Daar's omtrent so 15 verskillende groepe wat ons tans het. Was byvoorbeeld die orkes wat 'n groep vorm, die bemarkingsspan wat 'n groep vorm, en die bemoedigingsouens wat saam 'n groep vorm. En elkeen van hulle moet begelei word. Elkeen van hulle het 'n leier nodig. Hierdie groep dienaars moet begelei word. En dienaars, die woord vir dienaar in Grieks is diakonos. So ons kan hulle eintlik diakens noem as ons wil. Maar hulle moet begelei word deur 'n leier, en dit is ons bedieningsleiers. Die Bybel gee vir ons verskeie vereistes waaraan voldoen moet word om 'n leier te kan wees in die Bybel. En in 1 Timoteus 3 en in Titus 1 is seker die belangrikste gedeeltes oor die vereistes, die Bybelse vereistes. Hulle moet onberispelik wees en goeie reputasie hê binne en buite die gemeente. Hulle moet getrou wees in hulle huwelike, hulle moet gelowige kinders hê, wat nie rebels is nie. Hulle moet nugter, verstandig, beskaaf, gasvry, regverdig, vroom, selfbeheers, inskikkelik, vredelievend wees. En ook in staat wees om ander te leer, aan te moedig en argumente van teenstanders te kan weerlê. Hulle moet ook nie verslaaf wees nie, rusiemakers wees nie, geldgierig wees of jonggelowiges wees nie. Terwyl ons al hierdie vereistes so opnoem, dan besef elkeen van ons dat ons nie altyd daaraan voldoen nie. Is ek regtig verstandig genoeg, vredelievend genoeg of regverdig genoeg? Elkeen van ons sal iets kan vind waarin ons steeds nodig het om te groei. Maar hierdie vereistes word nie bedoel dat ons perfek daarin moet wees voordat ons as 'n leier kan dien nie. Daar moet wel by ons 'n positiewe gesindheid wees teenoor elkeen van hierdie kwaliteite. En dan moet 'n strewe wees om op elkeen van hierdie terreine te groei. As daar egter iets negatief is wat my lewe oorheers, soos 'n verslawing, soos 'n bakleierige gees of geldgierigheid, dan sou dit beter wees om liewers eers oorwinning op hierdie terrein te kry voordat ek as leier dien. Daarom is dit nodig dat elke persoon wat 'n kandidaat vir leierskap is, hom of haarself sal ondersoek en seker maak dat jy met 'n skoon gewete en met vrymoedigheid toegewy kan word as leier. Maar hierdie vereistes vir leierskap geld nie net vir leiers nie. Jy hoef nie in 'n leiersposisie te wees om ook onderhewig te wees aan hierdie dinge nie. Al hierdie kwaliteite is dit wat elke gelowige moet kweek. Dit is hoe ons gaan leef volgens ons roeping. En daarom wil ek hê jy moet 'n bietjie gaan kyk na 1 Timoteus 3 en Titus 1 en vir jouself afvra, in hoe mate
voldoen ek aan hierdie vereistes? Op watter van hierdie terreine het ek nodig om te ontwikkel? Mag die Here vir jou bystaan daarin, en mag hy vir jou krag gee, en inspirasie gee deur sy Gees, om te ontwikkel en te groei as sy kind, en om al beter en beter saam met hom te stap. Die ou mens af te lê, tree 1, die nuwe mens aan te trek, tree 2. Amen.